stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Out chaos back into order, who makes the orphans a son and daughter, the King of glory, the King of glory, yeah. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. Yeah, you laid down your life, that I would be set free. I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Hey, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. Hey, this is unfailing love, that you would take our place, that you would bear my cross, that you laid down your life, that I would be set free. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Jesus, I sing for all that you've done for me. Vader, dit is in die naam van Jesus Christus, die een wat gekom het, die hemel verlaat het, vir my, vir elkeen wat die is vanmôre. O, U het dit gedoen, Here, dit was moeilike pryse, 'n duur offer, maar U het dit gedoen vir ons, Here. U het nie nodig gehad om dit te doen nie, but You did it, Lord, and we're grateful, en ons is baie dankbaar vir wat U gedoen het aan die kruis, Here. U is nie meer in die graf nie. U lewe en U sit aan die regterhand van die Vader om te stry vir ons, Here, om in te tree vir elkeen van ons, sodat ons lewe kan hê, Vader, en lewe in oorvloed. En vanmôre is ons hier net om eer aan U te gee en dankie te sê vir wat U vir ons gedoen het aan die kruis, Here, Vader. Hierdie is probably die grootste gebeurtenis, Here, vir die kind van God, vir elke gelowige wat hier is. En vanmôre is ons hier, Here, nie omdat ons moet hier wees, maar ons wil, en ons wil dankie sê vir wat U vir ons gedoen het aan die kruis van Golgotha, Vader.
Vader. Ons eer U vanmôre en ons celebrate U net, Here, vir wat U vir ons gedoen het, Here. Dankie, Here, vir wat U vir ons gedoen het. En vanmôre sê ons, Here, dat elkeen wat U ingekom het vanmôre, Here, is hier, Here Vader, want ons wil aan U die eer gee. Seën ons, Here, en ons sal nie dieselfde uitstap soos ons ingekom het nie, Here. Ek wil bid dat U ons ontmoet vanmôre in hierdie diens, want ons is hier, Here Vader, honger vir meer van U. Ons is dors vir wat U wil sê vanmôre vir ons deur die woord, Here Vader, sodat ons, Here, hierdie kan neem en kan aangaan in die week wat kom, Here. Ek wil bid dat U ons pastoor se lippe sal salf, Here Vader, wanneer hy bedien, Here, dat hy sal spreek, Here Vader, soos U wil hê hy moet spreek, Here, dat hy nooit uit homself uit sal spreek nie, maar net volgens U plan, volgens U wil. Seën sy lippe, salf hom, Here. Ons dank U dat hy hom seën met 'n vars en 'n nuwe salwing op sy lippe. Is my gebed in Jesus naam. Ek wil ook bid vir elkeen wat gaan saai vanmôre, elke tiende, elke offerande, Here, van elkeen wat gee met 'n blymoedige hart, Here, bid ek nou dat U in hulle behoeftes weer sal voorsien, Here Vader. Ons eer U, want ek weet U gaan deurkom op die regte tyd en op die regte manier, nie volgens ons wil nie, maar volgens U plan, Here Vader. En ons eer U vir wat U gaan doen vir elkeen van ons. Seën die Here, lof en aanbidding vanmôre, Here. Here, wanneer ons sing, Here, dat U ons lof sal ontvang vanmôre. Ons doen dit niks, Here, uit onsself nie. Ons doen dit alles net vir U, en ons wil U naam oplig en U naam verheerlik, want al die lof, al die eer, alle aanbidding kom U toe vanmôre, Here, want ons weet daar is niemand soos U nie, Here. Ons loof U en ons prys U, omdat ons weet daar is nog steeds krag, wonderbare krag in die bloed van Jesus Christus, die lam wat geslag is vir ons. Here, seën die diens en gee alles, Here, in U hande oor. Neem beheer, Heilige Gees, lei ons in die naam van Jesus. Met baie danksegging. Amen. Amen. Spirit that rose Jesus from the dead, dwell in you, He's the same Spirit that rose Jesus from the dead, dwell in you, oh, dwell in you, for it will quicken your mortal body, if the Spirit dwell in you, oh, your mortal body, if the Spirit, oh, dwell in you, if the same Spirit that rose Jesus from the dead, dwell in you, if the same Spirit that rose Jesus from the dead, dwell in you, oh, dwell in you, oh, it will quicken your mortal body, if the Spirit dwell in you, it will quicken your mortal body, if the Spirit, oh, dwell in you. Sing het nog een keer. If the same Spirit that rose Jesus from the dead dwell in you, if the same Spirit that rose Jesus from the dead dwell in you, more it will quicken your mortal body, if the Spirit dwell in you, oh, it will quicken your mortal body, if the Spirit, oh, dwell in you, it will quicken your mortal body, if the Spirit dwell in you, for it to quicken your mortal body, if the Spirit, oh, dwell in you, it will quicken your mortal body, if the Spirit dwell in you, it will quicken your mortal body, if the Spirit, oh, dwell
ek het leef binne in jou. Halleluja, daar's 'n bonatuurlike krag wat binne in jou gedeponeer is. For it will quicken your mortal body. Oh, if the Spirit dwell in you, for it will quicken your mortal body. Oh, if the Spirit dwell in you, for it will quicken your mortal body. If the Spirit dwell in you, it will quicken your mortal body. If the Spirit, I lost them all. Oh, it will quicken your mortal body. If the Spirit dwell in you, oh, it will quicken your mortal body. If the Spirit dwell in you. Hallelujah.
away, and my pain is healed in His name. I believe, I believe. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Say it again, yes. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Put your hands together. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Oh yeah, I believe. My shame is taken away, and my pain is healed in His name. I believe, yeah, I believe. Oh, I'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. My Redeemer, you lift my burdens, and you lift my burdens, and I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. Oh, my Redeemer. Come on, so let me see your hands. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer lives. My Redeemer, everybody, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer, thank you, Jesus. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer lives. He's alive, He's alive. Yeah, 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 yeah. My Redeemer lives. He lives. Oh, He's alive, He's alive, He's alive, He's alive. And I know my Redeemer lives. I know my Redeemer, He lives. Let all creation testify. Let this life within me cry, for I know my Redeemer. Come on, church, can we sing it again? I know my Redeemer lives. Oh, I know my Redeemer lives. Let all
Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer, He lives. Sing it one more time. Let all creation, let this life, for I know my Redeemer, He lives. Come on, He's alive. He's alive. He's alive. Jesus is alive. Was a wretch. I remembered who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The bridge was far too wide. From the far side of the chasm, You held me in your sight. Oh, you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Verse 2. Lord, you took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, then you walked right out again. Now death has no sting, and life has no end. Oh, for I have been transformed by the blood of the Lamb. So thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you,
we say thank you, Jesus, for the blood. We thank you, my Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Oh, I exalt thee. Stick on over for me. I exalt thee. I exalt thee. Oh, Lord, I exalt thee. Het gaat niet meer, Jezus. En opgestaan, Jezus. I exalt thee. I exalt thee. Oh, Lord. Come on, lift your voice, church. Say it again. I exalt thee. And I exalt thee. I lift your name on high. And I exalt thee. Oh, dat gaat alles voor Jezus. I exalt thee. Van die kruis. Oh, zing dank voor Jezus. Oh, I exalt thee. I exalt Kan ons 'n opgestane Jesus 'n lofoffer gee? Kan ons op eer as koning, as heerser, die een wat beheer is van ons lewe. Ons is oorgegee aan sy plan. Ons is oorgegee aan sy heerskappy. Halleluja! Prys die naam van Jesus. Ek wil vir u lees, familie, 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. Dit is 'n redelike groot stuk en ek wil nou nie, u moet nou saam met my lees nie, maar bly maar staan, moenie, wat sit jy nou so asof jy nou moeg is, kamma? Uit respek het vir die woord, kom ons bly staan. Lees saam met my. Jy hoef nie hardop te lees nie, maar volg my. Petrus kom met hierdie kragtige woord en hy begin met: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Jy's wedergebore as gevolg van sy barmhartigheid. Tot wat? Tot 'n lewende hoop. En waar kom hierdie hoop vandaan? Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof
wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Here, dankie dat U my lippe salf en dat U met die kerk van die Here Jesus Christus gaan praat vanmôre. Nie net met ons mense wat hier sit vanmôre nie net met ons kykers by die huis nie, maar Here, U praat ook met Clemens en ek gee U die eer en die lof en die aanbidding. Amen en amen. U kan die sitlik inneem, familie. Vat uit in die ou langs jou en sê vir hom, jy kan so bly wees, jy sit langs my. So familie, daar kom tye in ons lewe. Vernam na 'n Sondagdiens soos vanmôre. Ons sien dit baie maal wanneer ons hier is op 'n Sondagmôre, ons sien dit baie maal wanneer ons na worship, dat wanneer die musiek stil word en die feesviering klaar maak en die laaste amen word gesê, dan word die vraag gevra wanneer ons by daardie deur uitloop, wat beteken die opstanding van Jesus Christus werklik vir die bloedgewaste kind van die Here? Wanneer alles hier stil word en ons stap hier uit, ons stap terug in ons wêreld in, wat beteken die opstanding van Jesus Christus werklik? Vernam wanneer ons maandagoggend, op 'n maandagoggend weer terug is in ons roetine. Wat beteken 'n leë graf? Wanneer die rekeninge wat betaal moet word ophoop op jou tafel. Wat beteken 'n leë graf wanneer jy jou e-posse oopmaak en jou inbox is vol van skuldeisers wat eis jy moet hulle nou betaal? Wat beteken 'n leë graf wanneer die dokter sy diagnose nog steeds weer galm in jou ore terwyl jy lê op jou bed? In die nag en daardie woorde jy kan nie ophou om dit te hoor nie. Wat beteken 'n opstanding? Wanneer jou hart beswaard is en daar soveel stryd is wat jy moet stry. Elke oggend wat jy wakker word en jy stap by jou voordeur uit, dan wag die pyn en die hartseer en die verwyte vir jou. Wat beteken die opstanding in daardie omstandighede? Wat jy sien vanmôre, familie, is dit een ding om in hierdie kerk te wees en te sing, He's alive again, the stone's been rolled away. Dis een ding om te skree, halleluja, hy leef, hy het opgestaan, maar het raak 'n heel ander storie, om dit te leef, wanneer die lewe begin moeilik raak, en jy uitstap, en jy moet vir Goliat in die oë kyk, wat vir jou wag. Dit raak moeilik, wanneer 'n onverwagte, onbeplande storm jou tref. En is wonderlik om die kruis te vier, en die opstanding van ons Here Jesus. Maar ons het elke dag van ons lewe opstanding geloof nodig. Wie weet waarvan ek praat? Ons gaan 'n bietjie praat hieroor vanmôre. Onder andere, hier is soveel goed wat ek vir u wil sê vanmôre. Want jy sien, geloof is nie net nodig wanneer die steen weggerol word nie. Geloof is ook nodig wanneer die opwinding verby is. Die skare is weg. En jy stap die lang pad alleen huis toe. Terug na aaklige omstandighede toe. Terug na 'n dronk man toe. Terug na 'n vrou wat rebelleer en nie meer omgee vir hierdie huwelik nie. Terug na kinders wat rebelleer. Dan het jy geloof nodig. En hier is die ding, as ons 'n bietjie agtergrond kan gee. Petrus kom en hy skryf aan gelowiges en Petrus weet presies hoe dit voel. Wat verstaan mooi familie, weet jy, ons kan nie
Hoe ons die Here dien vandag as kerk van die Here Jesus Christus, hier in Suid-Afrika spesifiek, ooit vergelyk met die vroeë kerk nie. Nooit. Want die vroeë kerk het betaal met hulle lewens om God te dien. En jy wil sommer die Here ophou dien omdat jy 'n kop seer het. En jou geringste ou stormpie wat kom op jou, dan wil jy nou sommer sê, ek is klaar met die kerk, ek is klaar met die Here, maar die vroeë kerk moes met hulle lewe betaal. En ons sit hier met maklike omstandighede. Maar verstaan mooi, die mense vir wie Petrus skryf was Christene wat moes vasbyt. Wat moes stoei met egte uitdagings in hierdie lewe. Wat aan hulle gevat het. En hier is wat Petrus sê. Hy sê die opstanding van Jesus Christus is nie iets wat ons een keer 'n jaar moet vier nie. Dis 'n krag wat bedoel is om ons te dra wanneer die lewe swaar word. Kom aan kerk. Ek sê, dis 'n krag wat bedoel is om ons te dra wanneer ons nie meer kan nie, wanneer die stryd voor ons staan en ons het meer vrae as antwoorde, dan is daar 'n krag wat sê, ek kan jou dra, ek kan jou dra, ek kan jou dra. En hierdie Christene, aan wie Petrus skryf, word gemartel, word mishandel. Hulle geloof vat aan hulle sosiale lewe. Dit vat ekonomies aan hulle. Emosioneel word hulle gedreineer. Hulle is gered, maar hulle ly. Hulle glo met alles wat binne hulle is, met hulle hele hart en hulle hele siel, maar hulle is belas. Hulle het hoop, maar hulle hoop word gedurig getoets. En ek weet, hier sit mense vandag in hierdie plek, en kyk eens wat ingeskakel is. Jy is gered, maar jy ly op hierdie oomblikke. Jy glo, maar jy is belas. Jy het hoop, maar daai hoop word die hele tyd getoets. En Petrus weet presies wat dit is om nuwe krag te ontvang, om 'n nuwe hoop te ontvang. Ek wil jou gou net so 'n bietjie op 'n reis vat van Petrus. Jy sien, dis hierdie Petrus wat Jesus 3 keer verloon het. Hy staan by 'n vuur, dit was koud, en hy staan by 'n vuur, en by daardie vuur 3 keer verloon hy vir Jesus. En hier is die ding, familie, hy het bitterlik geween daaroor. Dat hy het rou betoon. En hier is die ding, hy het gedink dat hierdie verloning, hierdie verraad sou hom vir ewig diskwalifiseer. En daarom het hy teruggegaan na sy ou lewe toe, hy het weer gaan visvang. Hy het sy visnette net so gelos om Jesus te volg, maar na hierdie teleurstelling, na hierdie verraad, draai hy terug en sê, ek is gediskwalifiseer, ek het hom teleurgestel. En hy gaan terug na sy ou lewe toe. Hoeveel mense sit vandag in die wêreld, want hulle voel hulle is gediskwalifiseer, en hulle het hulself gediskwalifiseer. Nou gaan hulle terug in die wêreld, en maar die Here kan my nie 'n kans gee nie, die Here kan my nie gebruik nie. Maar raai wat gebeur? Halleluja. En by 11 uur staan Jesus by die see van Galilea. En hoor mooi, dit was nie 'n gewone Jesus nie. Dit was 'n opgestane Jesus. Hoor mooi. En raai wat toe doen 'n opgestane Jesus langs die Galileese strand? Hy's 'n chef. Hy maak vir hulle 'n visiegaar. Familie, dit moet iets gewees het as 'n opgestane chef uit die dood uit vir jou kos maak. En hier staan Jesus en hier kom Petrus en hy dink hy's gediskwalifiseer. Jesus gaan hom verwerp
Jesus gaan sy rug op hom draai, maar hy staan en hy berei vir Petrus hulle 'n gereg voor, 'n ete voor. En wat doen Jesus? Dis die God wat ons aanbid, dis waaroor die kruis gaan, dis waaroor die opstanding gaan, en hy herstel die roeping van Petrus. Hy herstel die roeping van Petrus. 3 keer verloon hy hom, by 'n vuur. Hier staan hulle weer by 'n vuur. En Jesus herstel die roeping van Petrus. En hy sê vir hom, een keer, hy het hom eerste keer verloon. En die eerste keer vra Jesus hom, het jy my lief? Toe herstel hy hom, toe sê hy, laat my lammers wei. Petrus het hom 'n tweede maal by 'n vuur, het hy hom verloon. En 'n tweede keer vra Jesus hom, het jy my lief? Pas my skape op. En 'n derde keer het hy Jesus verloon. En 'n derde keer sê Jesus, het jy my lief? Laat my skape wei. En Jesus herstel sy roeping. Jesus herstel sy roeping. Jesus herstel. Wat wil ek jou sê? Bly by my, die vinnigste pad uit jou pyn en uit jou mislukkings is om weer betrokke te raak by God se mense en God se doel. As jy jouself gaan isoleer, gaan jy vernietig word deur jou mislukkings. En jy kan maar praat teen die kerk en sê kerk is 'n foefie. Jy het nie meer nodig, Pastor Gustaf het dit gesê, jy het nie meer nodig om kerk toe te gaan nie, ons is die kerk. Luister hier, jy het nodig om betrokke te raak by skape. Jy het nodig om te fokus op skape. Jy het nodig om onderlinge byeenkomste na te kom en dit by te woon, om tussen skape te wees. Daar's 'n rede daarvoor. Want hier is die ding, diens in sy koninkryk laat die geraas van gister stil word. Jy het skape nodig om weg te kom van jou mislukkings. Dis wat Jesus vir Petrus gesê het. Sê Petrus, vergeet nou van jou verloning, vergeet van die verraad wat jy gedoen het. Kom, ek herstel jou roeping. Pas my skape op. Laat my lammers wei. Want hier is die ding. Wanneer jy God se skape begin dra, hou jou mislukkings op om jou te dra. Met ander woorde, kom ek sê dit sommer prompt uit vir jou reguit. Kom weg van jou pity party af. Kom weg van jou selfbejammering af. Kom uit daai gat uit en raak betrokke by mense. Begin ander te dien en sien hoe word jy genees. Begin vir ander te bid wat siek is en sien hoe word jy gesond. Kom uit jou selfbejammering uit. Petrus staan by 'n vuur om Jesus te verloon. En God herstel sy roeping. Jesus herstel sy roeping by 'n vuur. Jou grootste mislukking kan die plek word waar Jesus die grootste bediening herstel. Halleluja! Jou grootste mislukking kan die plek word waar Jesus jou grootste bediening herstel. Daai einste ding wat probeer het om jou lewe te vernietig, kan God gebruik tot sy eer. Kan God gebruik tot sy eer. Want Jesus kom en hy vergewe net Petrus se foute nie. Hy blaas nuwe lewe in hom. Geef hom krag. En nie wat se krag nie, want onthou, hier is nou 'n opgestane Jesus. Wat staan, dis nie 'n Jesus voor die kruis nie. Dis 'n Jesus wat opgestaan het. Uit die doodheid wat met Petrus praat en hom herstel. En hier is 'n opgestane Jesus. En in die plek van môre wat sê, ek wil jou herstel. Ek wil jou posisioneer. Hou op om jouself te diskwalifiseer. Hou op om te sê, maar dis my verlede. En dis wat gebeur het in my verlede. Die Here sê, ek slaan nie ag op die dinge wat agter jou is nie. Kyk my weer in oë en ek sal jou herstel. Jy sien Petrus se mislukking het sy getuienis geword. Sy verlede het hom nie gedefinieer nie, maar die krag van Jesus het, opstandingskrag het hom gedefinieer. Petrus weet wat dit is om 'n tweede kans te kry. Deur opstandingskrag wat 'n tweede asem in hom blaas. So kom ek draai
Wanneer ons kyk na ons geleesde gedeelte, sien ons dat Petrus is nie geanker in sy omstandighede nie, want dit was aklig. Maar hy sê baie spesifiek, en ek wil net so 'n bietjie uitbrei oor dit, dat hy geanker is in die barmhartigheid van God. Ek het hierdie Engelse vertaling wat ek wil lees, van 1 Petrus 1 vers 3, en ek wil hê, jy moet dit saam met my lees. Hoor mooi wat sê, ons het gesing net nou, celebrate Jesus, celebrate. Hy sê, celebrate with praises the God and Father of our Lord Jesus Christ. Hoor hierdie mooi, hoe mooi is dit? Who has shown us his extravagant mercy. For his fountain of mercy has given us a new life. We are reborn to experience a living, energetic hope, my Here, through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Hallelujah. Jy's bestem, jy's wedergebore to experience a living, energetic hope. 'n lewendige hoop. Hoop. En hier is die ding, Petrus se hoop was nie vasgevang in optimisme nie, maar dit was vasgevang in die opstanding van Jesus. Wat beteken? Sy hoop was nie bepaal deur sy gemoedstoestand nie, maar in barmhartigheid. Nie oor hoe hy voel nie, maar dit wat God reeds gedoen het. En hierdie gedagte is van groot belang vir die kerk vandag. Want ons almal is moeg. Ons is emosioneel uitgemergel. Ons omstandighede maak ons gedaan. Jy gaan slaap moeg en jy word wakker moeg. En dan luister jy na die nuus, dan is ons keel vol vir korrupsie, vir slegte nuus, vir stelsels wat gebreek is, vir presidente en ministers wat leuns vertel en leebeloftes maak. En dan deur al die pyn en die goed wat jy moet deurgaan, die reuse wat voor jou staan en al hierdie goed wat gebeur in Suid-Afrika en oor die wêreld, dan kom die vraag, werk geloof nog wanneer die rukwinde van hierdie lewe ons rukke? Werk geloof nog wanneer die golwe van beproewinge ons rondslinger? Werk geloof nog? Clemens, werk geloof nog? Is dit nog die moeite werd om te glo, want dit voel net, niks gebeur nie. Ons hoor van geloof, ons hoor van wonderwerke, maar waar is dit? Ons sien dit nie. En dis juis wanneer Petrus kom in ons geleesde gedeelte en hy gee vir ons die antwoord en hy sê, ons hoop is nie gefokus op ons omstandighede nie, maar ons hoop is op 'n opgestane Jesus. Wat hy gedoen het, wat hy sê is, dis nie gefokus op iets wat ons 1 keer 'n jaar vier nie, maar dis 'n onderhoudende krag wat ons hou in tawwe tye. Maar kom ons wees eerlik, jy moes lankal die pad puister geraak het. Jy moes lankal diep in die wêreld gewees het met die een Jack Daniels in jou een hand en die sigarette hier of 'n ding wat jy moet snyf om beter te voel. Jy vergryp aan die dinge van hierdie wêreld. Jy moes lankal daar geëindig het, maar in my eie lewe. Mense dink, Clemens en Stefanie het dit maklik. Luister hier, so moenie my blink skoene oordeel as jy nie my eelt op my voete kan sien. Maar hoe het jy gekom, Clemens? Net deur opstandingskrag. Ek weet nie hoe het ek deur die storms gekom nie. Ek weet nie hoe
moes ek deur hel en mislukkings en foute en al. Ek verstaan nie, maar ek staan hier vandag en sê, my Here, as ek terugkyk, is dit opstandingskrag wat my gedra het tot hier. Dis die opstandingskrag van God wat my gesustain het. Opstanding is nie iets wat ons vier, wat 2000 jaar terug gebeur, wat ons vier, wat 2000 jaar terug gebeur het nie. Dis 'n krag waardeur ons elke dag leef. Paulus sê, dat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding. Meyer! En ek wil vandag vir sê, ek praat uit eie ondervinding, dat die opstandingskrag van God is 'n werklikheid, mense. Opstandingskrag is nie vir hoeveel geld jy kan hê en hoeveel huise jy kan hê en hoeveel dit en hoeveel dat nie. Opstandingskrag is daar vir een doel, om jou te bekragtig, om nie te gaan lê nie, om deur te druk en aan te hou. En Petrus kom en hy sê, waar kom dit vandaan? En hier is die ding wat Petrus doen. Celebrate with praises. En die eerste ding wat Petrus doen in ons geleesde gedeelte is, hy begin met 'n lofsang. Kom ek vertel jou iets van 'n loflied. Dis altyd die antwoord vir enige situasie wat jy in is. Gaan vra vir Paulus en Silas. Paulus en Silas sit in die tronk. En wat doen Paulus en Silas in die tronk? Want hulle oë sien die tronkdeure. Hulle sien die kettinge, hulle sien die boeie waaraan hulle vas is. Maar weet wat doen hulle? Hulle heroriënteer hulle perspektief. Jy gaan deur 'n hel, jy gaan deur stryd, jy verstaan nie wat 'n seisoen jy nou in is nie. Ek is hier vandag om vir jou te sê, dis tyd om jou perspektief te heroriënteer. En hoe doen jy dit? Presies wat Paulus en Silas gedoen het. En middernag, in die middel van hulle stryd, in die middel van hulle omstandighede, toe roep hulle 'n loflied tot die Here. Halleluja! Oh, celebrate with praises. Ek is seker toe hulle daar gesing het hulle iets gesing. Celebrate Jesus, celebrate, for he has risen. En die oomblik toe hulle omstandighede, die fokus van hulle omstandighede afval en hulle heroriënteer hulle perspektief, toe gaan die tronkdeure oop. En kettinge val af, en boeie val af. Halleluja! Ek is hier vandag om vir jou te sê, my boetie, my sussie, dis tyd om jou perspektief te heroriënteer. Kry jou oë af van wat met jou gebeur, en kyk na 'n opgestane Jesus, en jy sal 'n lewendige hoop hê. Celebrate with praises the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has shown us his extravagant mercy. Hier is wat Petrus nie sê nie. Hy sê nie sy hoop lê in gunstige omstandighede nie. Hy sê ook nie sy hoop vloei uit emosionele stabiliteit uit nie. Want ons wil stabiel wees, dan het ons hoop. Ons wil baie gunstige omstandighede hê, dan het ons hoop. En dis nie wat hy sê nie. Sy hoop was vasgevang in barmhartigheid. Extravagant mercy. Grace, God gives us what we don't deserve. Mercy, God holds back what we do deserve. Wat beteken guns? Is wat God vir jou kan doen wat jy nie kan doen vir jouself nie. So wat beteken barmhartigheid? Dit beteken dat God optree toe jy nie kon optree nie. Dit beteken hy het ingegryp toe jy nie in staat was om in te gryp nie.
Jy was nie in staat om daai omstandighede te verander nie, maar hy het ingegryp deur sy genade. Clemens, hoe het jy gekom hier waar jy is vandag? Hoe het dit gebeur dat jy hier uitgekom het? Ek weet nie. Genade en barmhartigheid van ons Here Jesus Christus. Hy het gedoen wat ek nie in staat was om te doen nie. Hy het ingegryp waar ek nie kon ingryp nie. Hy het gedoen wat ek nie in staat was om te doen nie. So God se krag, met ander woorde barmhartigheid is, God se krag gryp in wanneer ons kragteloos is. So hier is iets van barmhartigheid wat jy moet nooit vergeet nie. Barmhartigheid hang nooit af van hoe sterk jy voel nie. Dit hang af van hoe getrou God is. Dit het toe nooit gegaan oor jou krag nie. Dit gaan oor God se getrouheid. En dis wat Petrus van praat, van 'n lewendige hoop. Dis nie 'n hoop wat broos is nie. Dis nie 'n hoop wat vervaag is nie. 'n lewendige hoop. Wie wat doen 'n lewendige hoop? 'n lewendige hoop haal asem wanneer jy besig is om te versmoor. 'n lewendige hoop laat jou beweeg wanneer jy wil vries. 'n lewendige hoop laat jou aanhou terwyl almal om jou sê, gee op, gaan lê. Jy gaan dit nie maak nie. Kom 'n lewendige hoop en hy sê, jy gaan aan, papa. Jy gaan aan. Geleidelik, 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 geleidelik. Halleluja. Jy moet net so 'n bietjie beter lyk, man. Amen. 'n lewendige hoop. Die opstanding verklaar. Hoor mooi dat die dood het nie die laaste sê nie. Mislukkings in jou lewe het nooit die finale woord nie. Drama het nie die beslissende uitspraak oor jou lewe nie. Maar God het. Ek weet nie waar jy gaan op hierdie oomblik nie. Luister hierso, ek gee nie om hoe intimiderend daardie omstandighede is nie. Maar hoor mooi, bloedgewaste kind van die Here. God het die laaste sê. God het die laaste sê. Opstanding is nie net iets wat Jesus Christus ervaar het nie. Opstanding is iets wat elke gelowige aktiveer. En elke gelowe maak dit sigbaar vir die wêreld om te sien. So, ek moet vir jou 'n metafoor gee. Is jy nog saam met my? Nog lekker vroeg, dankie Here. Ek is daarom oor die halflyn, so moenie ontspan. Maar hier is die ding. So hier, baie min van julle weet dit. Net hier agter, langs die Pieter Harris saal, het ons 'n pragtige kragopwekker, wat oom Rian Fransjont aan die magte vir ons gegee het, vir die kerk. 'n pragtige kragopwekker. Die mooiste, die beste. En hier is iets vir 'n metafoor, sodat jy 'n prentjie kan skilder. Wanneer Eskom se krag aan is, en alles loop seepglad, is daai kragopwekker doodstil. Jy hoor hom nie. Jy weet nie van hom nie. Ons kom baie maal die ingestap, dan vergeet ons, daar's 'n pragtige kragopwekker, generator hier langs ons, wat reg is om enige oomblik in te skop. Want wanneer Eskom se krag geonderbreek word en die netwerk val, wanneer dit in hierdie gebou donker word en die luidsprekers gaan af, die instrumente is af en die verhoogse ligte is af en dit is pikdonker, dan skop daardie kragopwekker in wat ons almal van vergeet het. En hy doen waarvoor hy geskape is. Hy begin brul. Halleluja! Wie wat doen hy nie? Hy gee nie, hy vra nie, is die vraag, hoor jy, vertel my net eers, wat was die probleem? Of, hey, julle het ons vergeet van my, so ek soek eers 'n applous voor ek begin aanskakel.
Hy raak ook nie paniekbevange en, o, jene, ek moet nou krag gee, wat moet hoe gaan ek dit nou doen nie? Daai kragopwekker skop in en hy doen waarvoor hy geskape is. Opstandingskrag werk presies dieselfde. Hy vra nie wat is die probleem nie. Hy wag nie vir 'n applous nie. Hy raak nie paniekbevange nie. Daar's 'n krag binne in jou wat inskop wanneer jy nie meer kan nie. Wanneer jy wil opgee, wanneer jy voel jy's moeg, jy kan nie meer 'n tree verder toe gee, 'n tree verder vorentoe gee nie. Skop hy in. En dis wat Dawid sê, hy verkoop my siel. Daar kom tye wat die kragopwekker van die hemel inskop. Ons is nooit elke dag, aldag bewus van hom nie. Soms vergeet ons van hom. Maar wanneer die dokter instap en die toon van sy gesprek verander, wanneer jou telefoon laat in die nag lê en jou hart klop in jou keel en jy weet, hierdie gaan nie 'n goeie oproep wees nie. Wanneer jou bestuurder jou inroep in sy kantore en jy weet, dis sulke tye, jy gaan jou werk vandag verloor en jy gaan nie 'n salaris meer kry nie. Wanneer jy en jou lewensmaat al verder en verder van mekaar af wegdryf, wanneer die hartseer jou huis neerdaal en aanbiddingsliedere word moeilik om te sing, wanneer kerkmense jou teleurstel en gebed voel soos werk in plaas van 'n toevlug. Dis wanneer opstandingskrag inskop. Dis wanneer die krag van die Heilige Gees inskop in jou lewe. Hy gee krag. En dis wat gebeur wanneer mense by jou kom en sê, maar hoe is jy daar, Here? Kan jy sê, die Heilige Gees, sy opstandingskrag het my bekragtig. Hy verkoop my siel. En dis wanneer opstandingskrag begin brul in ons lewe. 2 Korintiërs 12 vers 9. My grace is always more than enough for you. My power finds its full expression through your weakness. So I will celebrate my weaknesses. For when I'm weak, I sense more deeply the mighty power of Christ living in me. Wanneer ek nie kan nie, Klemens, hoe het jy hier gekom? Stefanie, hoe het jy hier gekom? Ek weet nie, maar sy krag was in my swakheid sterk. Die hemelse kragopwekker het ingeskop toe ek nie meer kon nie. Dis waaroor opstandingskrag gaan. So, hier is die goeie nuus vandag, wanneer jy geestelik uitgeput is. Wanneer jou krag af is, skop sy krag in. Hoor mooi, jy rus en barmhartigheid doen die werk. As jy maar dit net kan snap vanmôre. Jy rus en barmhartigheid doen die werk. As jy hoop aan uitkomste gekoppel is, gaan jy hoop op en af beweeg met jou omstandighede. Maar as jou hoop gekoppel is aan die opstanding van Jesus Christus, is dit lewendig en vir altyd lewendig. Dan sal jou hoop standvastig wees wanneer alles anders afgeskakel is. So, kan ek gou draai voordat ek klaar maak? Kom ons kyk dit gou hierna. Ek moet met u praat hieroor, want hier's mense wat dit nodig het om te hoor. Is u nog oké? Kyk gou wat sê 1 Petrus 1 vers 7. 1 Petrus 1 vers 7 sê, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Dis 'n mondvol. Kom ek vertel jou iets oor beproewing. Is jy nog saam met my? Beproewinge is nie die bewys dat God jou verlaat het nie. Beproewinge is waar geloof gesuiwer word. Goud word deur vuur gelouter, nie om dit te vernietig nie, maar om dit te suiwer. Want hoor mooi, geloof wat nog nie gesuiwer is nie, is geloof wat baie moeilik is om te vertrou. Want geloof, hoor mooi, wat nie getoets is nie, klink sterk wanneer dit goed gaan, maar die eerste rukwind wat kom,
dan wankel daai geloof. Geloof wat nie getoets is nie. Vertrou op gevoel. Geloof wat die rivier is, wat gelouter is. Vertrou op God se karakter. Dan maak dit nie saak wat die omstandighede skree in jou gesig nie. En hoe hopeloos en hoe moeilik dit mag wees nie. Jy ken die karakter van God en meer spesifiek. Jy ken die barmhartige karaktereienskap van God. En jy weet op die regte tyd gaan hy jou verhoog. Jy sien die een sê ek glo as ek sien, die ander een sê ek glo al sien ek nie. Gou 'n metafoor vir ons gaan klaarmaak. Moenie te opgewonde raak nie, maar ons is amper daar. Ek wil hê jy moet 'n prentjie sien van 'n brug wat nou net klaar gebou is. Ingenieurs kom nie om 'n brug af te teken wat mooi is nie. Dis 'n mooi brug. Kom ons teken hom af. Hulle doen nie. Hulle sertifiseer 'n brug deur gewig op hom te plaas. Hulle stuur swaar vragmotors daaroor. Hulle stel die brug bloot aan rukwinde, vibrasies, reën en tyd. Hoekom doen hulle dit? Want druk vernietig nie 'n brug nie. Wat reg gebou is. Druk vernietig nie 'n brug wat reg gebou is nie. Geloof is nie veronderstel om mooi te lyk nie. Geloof is om te bevestig dat die een wat die brug gebou het 'n goeie ordentlike werk gedoen. En hierdie geloof kan staande bly deur elke ding wat sy pad langs kom. Jou geloof is nie daar om mooi te lyk nie. Jy gaan bevestig om te sê dit maak nie saak wat my pad langs kom nie, maar ek het 'n lewendige hoop. Ek hou vas aan Jesus. En ek sal nie gaan lê vir die geringste ou vyntjie wat waai en die geringste ou druk wat kom. Nou wil jy op om die Here te dien. Nou wil jy ophou om 'n verhouding met hom te hê. Beproewinge kom nie om ons geloof te verpletter nie. Dit kom om ons geloof te bevestig. Druk beteken nie dat God verkeerd bereken het nie. Druk beteken dat God die struktuur vertrou wat hy binne in jou geplaas het. God wil spog met jou brug. God wil spog met jou geloof. Maar hy kan nie 'n mooi brug mee spog nie. Hy wil hê mense moet sien, hierdie brug is gemaak om te hou. Maak nie saak wat hoeveel gewig op hierdie geloof lê nie. Hoeveel drukvinde daar is en hoeveel omstandighede hierdie geloof hou. Ek is trots op hierdie geloof wat ek gedeponeer het. Hierdie kragopwekker binne jou. Skop hom dat jy enige ding wat jou pad langs kom kan hanteer. En dis nie vir ruggraatlose slap jellyvisse nie. Dit kos 'n man en God met 'n ruggraat om die Here te dien. Dit kos 'n man en 'n vrou wat sê, my geloof is nie oppervlakkig nie. Maak nie saak wat my pad langs kom nie, op hierdie pad sal ek bly. Ek sal nog steeds 'n loflied sing tot eer van die Here. Ek so moeilik soos wat dit mag wees, sal ek my hande oplig en die Here aanbid in die moeilikste tye van my lewe. Ek sal my haleluja uitskree, al is dit hoe moeilik. Op my knieë sal ek God vertrou. Ek gaan bly om vertrou. Ek gaan nie 'n slap jellyvis wees met 'n geloof wat oppervlakkig is nie. My geloof is diep en solid. In 1 Petrus 1:7 en alles gebeur tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus.
Waarom gaan ons deur beproewinge? Waarom gaan ons deur moeilike tye sodat hy die eer kan kry? Sodat jy vir mense kan sê, it was not me, it was Jesus Christ. Opgestane Jesus, 'n lewendige hoop. Enige iets wat druk oorleef, verheerlik God. Lyding ontken nie geloof nie, dit ontbloot geloof. En wat jy moet weet is, God mors nie jou tyd van beproewing nie. Hy gebruik dit om jou te verdiep, om jou karakter te vorm, om jou geloof volwasse te kry, om jou getuienis te versterk, sodat Jesus Christus verheerlik kan word. Jy sien familie, geloof wat deur die vuur is, kan ander vashou wat besig is om te brand. Dis die verskil tussen simpatie en empatie, ek is amper klaar. Simpatie en empatie. Empatie is, ek kan jou vashou, want ek kom ook deur die vuur terwyl jy brand. Simpatie sê, ek was nog nooit deur die vuur nie, maar ek is hier vir jou, ek gaan jou ondersteun, ek weet nie waardeur jy gaan nie, maar kom ek hou jou net vas. Dis simpatie. Maar empatie sê, ek kom self deur die vuur, jy's besig om te brand, maar ek kan jou vashou, want ek weet waardeur jy gaan, want ek ken die brand, ek ken die vuur. Kom ek maak klaar. Ref, kom orkes, kom op, dat hierdie mense regtig my glo. Maar ek het nog iets om te sê. Moenie opgewonde raak nie. En terwyl hulle opkom, hier is die belangrikste gedeelte van my boodskap, so jy moet nou vir my kyk, moenie vir hulle kyk nie. Hier is die ding. Petrus begin met 'n loflied wat God vier met lofprysing. Nie uit troos nie, maar uit oortuiging. Want hier is iets van die kruis wat jy moet verstaan. Jesus kom demonstreer vir ons, wat ook al jy deurgaan, eindig nooit by lyding nie. Lyding is nooit die finale destinasie nie. Jesus het geleef tussen siekes, vermoeides en die wat gebind was met sonde. Hy het melaatses aangeraak en gepraat met storms om dit stil te maak. Hy het die sonde las van hierdie wêreld op hom geneem en toe hy sterf op die ou ruwe kruis, was dit nie omdat hy swak was nie, maar omdat sy liefde duur was en nie goedkoop nie. Toe hy sy hoof buig op Golgotha, uitgestrek tussen hemel en aarde, om 'n dood te sterf wat ek en u verdien het hulle hom neergelê in 'n geleende graf. En die klip was voor hierdie graf neergelê om hom te versiel. Dit was geen gelukkige einde nie. Dit was 'n einde van 'n hartseer en lyding. En is net daar waar Mohammed se storie eindig. Dis net daar waar Boeddha se storie eindig. Dis net daar waar jy sonder Jesus miskien sal eindig. Maar, toe kom Sondagmôre. Sondagoggend kom. En raai wat gebeur, die Heilige Gees onderbreek die dood. Die klip word weggerol, die graf word leeggemaak en die dood het vir ewig sy greep verloor. En vandag in hierdie plek kom die Heilige Gees en hy onderbreek die dood van drome, jou geloof wat dalk swak is, jou hart wat gebreek is, en die Heilige Gees kom vandag en hy onderbreek die dood, en hy sê vandag vir jou hartseer is nie jou einde nie, jou lyding is nie jou einde nie, daar is 'n opstanding, en die Heilige Gees, bonatuurlike krag sê, ek gaan jou opwek, jy is nie bestem om te bly in daardie posisie nie.
Jou verlede gaan jou nie meer definieer nie. Sonde het nie die finale sê nie. Hopeloosheid is nie jou eindbestemming nie. Jou stryd is nie jou einde nie. Jou pyn is nie die laaste hoofstuk nie. Jou kruis lei na 'n opstanding. Ek sê jou kruis lei na 'n opstanding. Jou kruis lei na 'n opstanding. Dis nie die einde nie. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, leef binne in jou. En het reeds besluit. Die dood het nie die laaste sê nie. Maar Clemens, my pa is dood, my kind is dood. Dit het sleg geëindig vir hulle. Nee. Want hy wie my het hierdie lewe, sê Jesus. En al sou jy sterwe, gaan jy vir ewig lewe. As jy Jesus het, het jy die ewige lewe. Luister, op hierdie aarde mag jy dalk sterwe en dit lyk hopeloos, maar dis nie 'n hartseer einde nie. Want soos Jesus opgestaan het, het hy kom demonstreer. Daar is lewe na die dood. Daar is lewe na die dood. Die dood is nie die einde nie. Al sou jy sterf fisies met hierdie liggaam en ons wil vir jou sing tot sense en vir jou kom by sê, is jou gees in 'n ander dimensie by Jesus Christus en het jy opgestaan en jy lewe vir ewig en vir altyd. Opstandingskrag verskyn wanneer jou geloof dun voel. Opstandingskrag sê ek gaan nêrens heen nie, ek weier om te verdwyn. Omdat hy leef, spreek genade steeds wanneer skuldgevoelens jou probeer stil maak. Omdat hy leef, spreek geloof steeds wanneer omstandighede jou probeer skud. Omdat hy leef, kan ek bly in blydskap wandel terwyl hartseer naby sit en vir my lag. En wanneer die krag en die lewe uitgaan, wanneer menslike krag val en jou emosionele reserves raak op, skop opstandingskrag in. Daarom familie, verhef jou stem en sê, omdat hy leef, sal ek nie opgee nie. Ek gee nie op God nie, ek gee nie op geloof nie, ek gee nie op hoop nie, ek mag dalk buig onder druk, maar ek sal nie breek nie. Ek mag dalk huil, maar ek sal nie wegstap nie. Ek mag dalk gewond wees, maar sal nie oorgee nie, want dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef binne in my. Halleluja! En omdat hy leef, sien ek kans verloren, omdat hy leef, omdat hy leef. Verdwijn my vrees, verdwijn my vrees, ja, omdat ek weet, ja, ek weet, hy hou die toekomst, die lewe is die moeite waard, omdat, because he loves, allemaal saam, nou in Engels, because he loves, because he loves, I can face tomorrow, because he loves. All fear is gone, all fear is gone. Oh, because I know, yes, I know, he holds the future. Life is worth, life is worth the loving just because he loves. Familie, is jy reg om 'n verklaring saam met my te maak? Is jy gereed? Almal hardop saam. 1, 2, 3. Ek verklaar vandag
dat dieselfde opstandingskrag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, nou in my leef en werk. My hoop is nie gebou op my omstandighede, my gevoelens of my eie krag nie, maar op die lewende hoop wat deur God se groot barmhartigheid in my gebore is. Wanneer die lewe donker raak, wanneer my vreugde min word en my eie krag faal, skop sy opstandingskrag in my gees in en dra my deur elke storm. Ek sal nie opgee nie, want my God het reeds besluit dat die dood, mislukking, trauma en hopeloosheid nie die laaste woord oor my lewe sal hê nie. Ek verklaar dat my beproewinge nie gekom het om my te vernietig nie, maar om my geloof te suiwer en my getuienis te versterk. Al voel my geloof soms dun, sal ek nie breek nie, want God vertrou die struktuur wat hy reeds binne in my gebou het. My verlede definieer my nie meer nie. My pyn is nie my laaste hoofstuk nie, en my kruis lei na opstanding. Halleluja! Omdat hy leef, spreek genade steeds oor my. Geloof bly staan en ek sal met blydskap vorentoe wandel. Ek mag dalk buig onder druk, maar ek sal nie breek nie, want die gees van die opgestane Jesus leef binne in my. Amen. Oh, because he lives. Sing het saam familie. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone. All fear is gone. Oh, because I know, because I know, yes I know. The future, life is mine, life is worth the loving just because he loves. Hallelujah. Ek wil hê jy moet 4 ouens om jou 'n handdruk of 'n drukkie gee en sê jy gaan dit maak. Kom aan, kan jy dit doen? Sê vir die ou langs jou, agter jou, voor jou, jy gaan dit maak. Jy gaan dit maak, jy gaan dit maak. You gonna make it, you gonna make it, you gonna make it. Ons groet al ons kykers by die huis, mag die Here u ryklik seën, en weet die hand van die Here is oor jou, sy guns is oor jou, sy barmhartigheid is oor jou. Wandel in opstandingskrag. Sien u volgende week.